Landbousake word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ons glo in landbou in Suid-Afrika en stap die pad saam na 'n volhoubare toekoms. Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. Nog 'n pragtige landbou-ekonoom van Graan Suid-Afrika hier om met ons te gesels. Goeiemôre Marguerite, dit is heerlik om jou in die ateljee te hê. Hallo Annika, dit is lekker om bietjie saam te kuier. Ek wil bietjie gesels oor klimaatsverandering en spesifiek klimaatsverandering en hoe dit die graanbedryf in Suid-Afrika beïnvloed. Ja, Annika, ek dink as jy kyk na klimaatsverandering en spesifiek in die graanbedryf, sien 'n mens dat dit ongelooflik wisselvallig is. Ek wil sommer kyk na die afgelope 2 produksieseisoene. So die eerste seisoen of die seisoen wat nou net verby is, was dit eintlik baie belovend en toe het dit ewe skielik net ophou reën en toe is dit 'n ongelooflike droë seisoen. En dan as mens kyk na hierdie seisoen, het dit net aanhou reën. So dit het gereën en toe net aanhou reën en reën. Ons produsente is nou besig om te stroop en as mens kyk sien 'n mens graadprobleme, gewasverliese, misoeste. Ja, so dit het 'n ongelooflike groot impak. Ja, en soos jy sê, dit het gereën, maar voor dit was dit vir 'n lang tyd eers droog geweest. Die reën het eintlik taamlik laat gekom, so ek kan dink dit is 'n uitdaging vir die produsente. Verseker. So nou, in die lig van wat ons nou net gesê het, watter praktyke kan 'n boer op sy plaas toepas om beter volhoubaarheid vir die hele bedryf te voorsien? Is daar iets wat ons kan doen? Ja, ek dink eers wil ek dit net 'n bietjie in konteks plaas. So 90% van graanprodusente boer op droë land, wat beteken hulle is afhanklik van reën. So dis die eerste belangrike feit en dan die tweede ding, ons noem dit so half die goue reël in landbou is jy moet kan boer met vog as jy met graan wil boer in Suid-Afrika. So daar's verskillende grondtipes en dit is belangrik vir produsente om te weet watter tipe grond hulle het, sanderig of bietjie 'n hoër klei inhoud en dan volgens dit die regte praktyk toe te pas. Ek dink nie dis 'n one size fits all nie. Ek dink dit is wat werk vir jou plaas. En kan jy dalk vir ons 'n idee gee van die persentasie van ons boere wat alreeds een of ander tipe bewaringslandboupraktyk toepas? Ja, ek dink van 'n graanboer perspektief af, boere boer volhoubaar, boere boer vir die toekoms, vir die volgende generasie. So dit is iets wat ons moet onthou en as mens kyk persentasie gewys, dink ek die grootste hoeveelheid is besig om 'n vorm van bewaringslandbou praktyk aan te neem. So mens kyk byvoorbeeld na 15% van graanboere wat nog tradisioneel konvensioneel boer en dan 60% daarvan het al 'n vorm van bewaringslandbou in hulle boerderypraktyk begin inkorporeer. Ek dink 15% van boere is 100% bewaringslandbouboere in Suid-Afrika. Wel, dit is goed om te hoor en dan hoor mens daar is nog ruimte vir verbetering ook. Marguerite, baie dankie dat jy met ons kom gesels het. Dit is altyd 'n fees.